dan is die eerste bekering bring. Ons ken Jesus Christus. Ons ken die Heilige Gees. Ons ken die salwing. Ons ken die genade. Ons gebruik almal nagmaal. Die bloed van Jesus. Ons ken die vyand. Ons is bekeer, ons lees die woord. Gedoop. Die word môre gedoop op die hande sien. Daar is aan 1, 2, 3, 4. Ons ken die vrugte van die Gees. Ons ken die gawes van die Heilige Gees. Ons weet wat is sonde. Ons weet wat is vergifnis vir ander en vir onsself. En ons ken as en van julle, die meeste van julle sit is ook getuienis vir Christus Jesus. So wat bly oor? Wat soek julle nie na wie? Julle kan maar ry, die show is verby. Party is verby. En ek vertrou Here, as ons, daar's 'n paar goed in die lewe wat ons nie na moet kyk op die einde. Al die dinge ken jy, maar hoe lyk jou gees en hoe lyk jou karakter? Is ek en jy okay? Ons het 'n baie mooi spreek om te sê, ons gees bots teen iemand. Wie voel dit soms dat is jou karakter teen iemand bots? Jy kom by iemand en jy voel, maar ek hou van die broer in die Here. En like of hierdie sussie, maar dit wat hy sê, is nie gees om dit te praat nie, sy attitude stuk. Hierdie kom en aanmerkings, hierdie goedjies wat mense kwyt raak om jy so te half te knyp nie van agteraf nie, vir jou half amper te sê, wie wat, ek wil net so gauw so steekie by jou inkry, kinders van die Here, wie het al daai gevoel? Ek wil net so steekie by jou inkry, dis nie sy gees nie, dis 'n swak plek in sy karakter. In sy sielsdimensie in sy kop, is 'n swak plek in sy sielsdimensie. En die vraag is, hoe lyk ek in jou gees en hoe lyk ons karakter? Wat help met jou gees is mooi, maar jy het 'n vuil karakter. Ek sê ek's 'n kind van die Here, maar dieselfde wat ons sê, jy is van die Satan af. Ek wat 'n voorbeeld bring. So ons moet ons karakter kyk. Psalm 81 vers 16. Hoor wat sê? But you would be fed with the finest of wheat, with honey from the rock. I will satisfy you. In Afrikaanse vertaling, met heuning in die rots sou ek jou versadig gemaak. Ek dink julle, ek dink nie gaan ons versadig maak. Die Here sê, ek wou jou versadig gemaak het, maar ek het nie. I would have fed you with honey from the rock. Ek wou dit vir jou gegee, maar ek het nie vir jou gegee nie. Ons almal soek die heuning. Ons almal soek die goed. Heuning. Hy sê vir die Israeliete, ek vat julle na 'n land van wat? 'n oorvloed. Dit beteken 'n land of flowing milk and honey. Dit beteken dis oorvloed. Ek gee vir jou. Heuning beteken abundance, oorvloed. Sy ontelbare genade. Die soetheid van sy woord sal so heuning op jou lippe wees. Is dit. Sy soetheid van sy woord sal weer jou hele liggaam trek. Geestelike behaag, 'n simbool van vreugde en blydskap. En die heuning en die rots. Die heuning en die rots. En wie is die rots? 1 Korintiërs 10 vers 14. Wie is die rots? Christus is die rots. Hierdie kaartjies wat ek koop, vat jou hemel toe vir R3000. En cheap rondtrek en die prys opsit as jy dit wil. En daar kan julle sien, van julle wat van ver af kan kyk, dat ek my liggies aansit, daar kan julle sien, as ek dit lig op en jy hoef eers in die donker te gaan. En daar kan julle sien, hy is die heuning in die rots. Hy is ons geestelike rots. En die Bybel verwys na God as die rots in Israel, in Egypte, toe hy vir Moses gesê het,
Jy slaan nie weer die rots nie. Jy praat met die rots. My seun word nie 2 keer geslaan nie. Hy word net 1 keer geslaan. Hy is die heuning in die rots. Daar is die teksvers, Korintiërs 10 vers 14. Maar Jesus is nie die rots nie. Hy is ook die Some Bibles refer to a door and some Bibles refer to a gate. Hy is nie net die rots nie, maar hy is ook die deur. Hierdie karretjie is nou hier naweek die weggery. Daar's niks in hierdie aarde wat jy nie kan preek wat rondom hierdie karretjie gebou is nie. Niks nie. Op hierdie ganse aarde nie. En ek gaan vir julle wys. Want jy 2 goed nodig. Jy moet hierdie hek gaan. En jy soek heuning. En die heuning is in die rots. Die woord sê die dief kom oor die heining. Alright, ek kom nou na julle kant ook. En dan sê die woord, hy het ons op hierdie plek gebring en ons hierdie land gegee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Julle sal verbaas wees, hier met ons is die advokaatpeer so groot. In Israel is hulle so. Jy koop 1 advokaatpeer vir die hele maand. Lemoene. Hy gee dit vir Israel. Honey in the rock naweek, hierdie naweek. Hoekom sê die woord? But you would have been. Ek sou jou gevoed het met heuning in die rots het. Ek sou jou versadig gemaak het met heuning in die rots. Hoor wat sê die boodskap Bybel? Hy sê die volgende. In Psalm 81 vers 16. Mense wat nie van God hou nie, maar maak of hulle hom liefhet. Dis die mense wat hy nie sal voed met heuning uit die rots het nie. Jou naam, my naam is op jou lippe, maar jou hart is ver. Ek wou jou graag heuning uit die rots geet, maar daar is niks. Jou hart is te ver van my. I would have fed you. Ek sou het vir jou gegee, maar jou hart is te ver van my af. Dan sê hy verder in vers 17 in die boodskap Bybel. Hy sê, met God se kinders sal dit anders wees. Vir hulle sal hy die beste. Vat hierdie naam en jy sê, Here, my beker loop oor van blijdskap. Ek in my huis sal die Here dien. Die Here sal groei en die rots, die goed en die guns sal my volg aan die dag van my lewe. Halleluja. Hulle is hier, dis ons wat hierdie naweekie is. Ek en jy wat hierdie naweek gery het, geld uitgehaal het, brandstof betaal het. Jou man luister ons dat hy vanavond van homself vreed sal maak. Ons so gewoond alles word in die kele ingedruk, dat hy straks self kos maak, en niemand gaan nie maak anyway, hy gaan vlees braai, want hy kan niks anders te maak. Is ek reg in 'n ander hok? Of hulle gekook garage spice. Dis ons wat oorloop. Die Bybel sê so dat julle altyd in alle opsigte volop kan hê. Volop kan hê. Die Here wil vir ons volop gee. Volop ingedruk en ingestop. Maar my en jou pad na die hemel en die rots is die hek. En Jesus sê, ek is die hek. Ek sê julle waar nog 80% van julle wat hier sit, dalk meer, het reeds Jesus aangeneem as julle verlosser en salig maak. Is ek reg, is iemand wat nog nie Jesus aangeneem het, seker jou hand op, ons gaan jou help. Is almal Jesus aangeneem wees. As iemand is nie skaam wees nie, steek jou hand op, ons gaan vir jou help nie. Maar om by die heuning uit te kom, moet ons die hek gaan. Kom na my toe.
almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou hier is die rus nie. Die rus is hier. Hier is die rus. Want jy is by die ene, en jy is daarom moet toegesluit word. Vat hulle kamer toe, daai enetjie is baie irriterend toe sing, daai ding so skerp stem, dit klink of hy voorsang sing. Op 3 note hoor is wat hy ene kan sing. Voor die hek sal jy altyd vermoeid en belas bly. Maar as jy hier is, dan worry nie wat die wêreld aan my kom nie. En ek is veilig. Maar so paar goed nog, dis maar die begin van die karretjie. Hy van julle gaan met huil, trane huil, en nou in die karretjie. Woord van die Here sê, ons almal het gedwaal so skape. Mee, ek kom skaap, ek sien Bram met 'n klompie, hulle weet nie waar hulle gaan nie. Elkeen het sy eie pad geloop, Jesaja 53 vers 6. Die sinonieme van dwaal beteken, ons het draaie geloop. Ons het rondswerf, ronddrentel, dis die sinonieme daarvan. Ons het die spoor byster geraak. Simson het die spoor byster geraak. Maria Magdalena, hulle was karakters gewees voor. Saul was 'n karakter. Die vrou met die put was 'n karakter. Petrus was 'n karakter. Tot hulle by die hek gekom het. Toe verander God in die hele lewe. Die hek. Niemand gaan die Vader toe, behalwe. Ek gaan vir julle 'n paar goed wys hier na die Here vir my wys, want ek is bekommerd soms oor my eie karakter. Soms is jy nog goed sê, Here, daai is nie van U nie. Daai ding wat ek nou sê, is so karakter en eenskappe. Ergens aan sy pad het ek my kop geval. En ek het nog nie heeltemal herstel daarvan. Ja, ek het my gestamp. Sê wat? Ek wou nie val omdat ek weer gestamp. Dit waarom my kop nie heeltemal reg is nie. Wanneer jou man gaan stamp met jy, dan gaan ek nog erger. Jy never know. Luister hier, ons gaan verder. Nou sê 1 Petrus 2 vers 25. Want julle was soos dwalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die hek. Julle was soos dwalende skape, maar nou het julle teruggekom, stadig maar seker, na die hek. Ons almal het gedwaal soos skape. Jakob was 'n rowwe en wilde man. Hy sy lewe probeer uitfigure. Jakob was baie deur mekaar. Hy verkoop hy sy ma smokkel met die eerste geboorte reg. Hierdie ou, ek sê emosies en denkwyse is so deur mekaar. Sy karakter is deur mekaar. Hierdie ou was 'n snaakse karakter. Nou Jakob op 'n droë verlate plek met sy kop op 'n klip en droom. En 'n droom het sy hele lewe verander. Jakob het wakker geskrik en gesê, die Here is op hierdie plek. Ek het nie besef nie. Jakob sê, hoe skrikwekkend hierdie plek is. Die Engelse Bybel sê, this is an awesome place. Sê hy, how awesome is this place? 'n plek waar ek nog nooit, sê Jakob, van tevore was nie. Dis niks anders as die huis van God nie. Dis die poort, dis die hek na die hemel. It's none other than the house of God. This must be the end to heaven. Julle moet weet, in die Ou Testament was die Heilige Gees nie daar nie. Die Ou Testament is die Heilige Gees wat uitgestort op die mense. Hulle het nie die Heilige Gees in hulle gehad nie. Eers toe Jesus opvaar. En Jakob sê hierdie plek is skrikwekkend. Weet wat hier gebeur? Jakob het 'n ontmoeting met die hek gehad. Met Jesus. God het vir hom 'n glimpse gegee van wie Jesus Christus is. Want jy sê ook nog Israel gaan word. Want in Israel wat jy nou sien, hierdie hek, uit hierdie hek, in Israel word my siel gebore.
So wys jou nou al die hek, lyk dit wat jy moet weet. My seun kom. Hy het met sy kop op 'n klip geslaan op 'n rots. Dalk as jy die Here se stem wil hoor, moet jy dalk vir jou kussing vat van 'n klip. Dan moet jy vir jou klip kry, 'n plat klip. Dan moet jy kop op die klip en die Here sal met jou wil praat. Elke 5 minute omdraai, die oorsee en sê die Here praat met my. Praat met my. Wat 'n groot kragtige ontdekking, 'n lewensveranderende ontdekking om uit te vind. Daar's geen groter ontdekking vir 'n kind van God om uit te vind wat dit is om die teenwoordigheid van die Here te kom. There's no other place better than in the presence of God. Tog Mauritius was lekker, dis ook mooi daar. Tog is mooi, Israel is mooi. Maar is nog nie die teenwoordigheid van God. Daar's geen ander plek die Jakob het so moet teruggaan. Hy sê, as ek net hierdie plek kom, en wanneer ek weer terugkom na die plek toe, sal ek hier weer my kop kom neerlê. Sorry, Jakob, dis nie 'n geografiese plek nie. Dit was nie 'n gebou nie, dit was nie 'n berg nie, dis nie 'n geografiese plek nie. Jesus sê vir die vrou by die put, nie op die berg nie, of nie in Jerusalem nie, sal jy aanbid nie. Dis nie 'n geografiese plek nie, maar jy sal my aanbid in gees en in waarheid. Alright. Ons almal het gedwaas geskaap en elkeen sy eie pad geloop. Jesaja 53 vers 6 sê, sonde op sonde op sonde. Sonde, wie wat? Vyandskap. Die eerste Adam, vyandskap, jaloesie, naïwer, afguns. Het julle die afgelope tyd gesien hoeveel afgunskap onder kinders van die Here is? Hoe sê kinders van die Here mekaar sleg met die een al wil hemel toe, die ander wil nog. Hoe skik hulle vir mekaar en jaloers is hulle op mekaar. En ek gaan vir julle sê, daai goed is nie geesgoedsondheid nie. Daai goed is kopgoed, man. Dis jou karakter. Dis die manier waarop jy groot geword het, want jy so geleer praat toe jy klein was en jy het nog nie jou attitude reg gekry nie. Jou hart is mooi vir die Here, maar jou bek praat nog steeds so vuil. Dronkenskap, naai, afguns, moord. Wat Jesus vir my gedoen het om die rots in die hek te kan wees. Jesus wil die tweede Adam wat regmaak wat die eerste Adam die kon doen nie. Ek wil net vir julle deurvat. Waar kom ons? Want ons gaan hierdie naweek, as jy hierdie plekkie dan hierdie dingetjie hierdie naweek gaan sien wat alles hier binne kan gebeur of gaan gebeur. Gaan vir dat iets beteken. Die eerste Adam val. Die vleessonde Adam val. Want wie wil beval het? Hy was liewer vir die geskenk wat God hom gegee het as vir die gewer van die geskenk. Here, hierdie mooi dingetjie wat U vir my gegee het. As hy sterf ek eerder saam met hom. Romeine 5 vers 18 sê, soos een se oortreding, so het gekom. Hier sien ons nou die wêreld, die verskil tussen die twee Adame. Die eerste Adam sê, omdat my vrou dood is. Die eerste Adam sê, as my vrou sterf ek saam met haar. Die tweede Adam sê, omdat my vrou dood is, sal ek vir haar sterf. En hy gaan Golgotha aan die eerste Adam, toe hy geslaap het, kom die Vader en hy steek sy hand in sy sy. En hy sê, Adam, weet wat? Sy is reeds binne jou. Ja, maar gaan net uittel. Terwyl hy slaap, steek God sy hand in sy sy. En hy haal haar uit, toe hy daar staan, toe kyk en hy sê, wat die volgende? Wat het die waar gesê? Sê julle vir my. So waar was sy? Sy was in hom. Flesh of my flesh and bone of my bone. Die tweede Adam, toe in die kruis was, steek die Romeinse soldaat die spies in sy sy. En ek sal die Here dankie sê vir die Romeinse soldaat wat dit gedoen het. Dis profeties. En toe sy sy opmaak om haar bloed en water uit, en volgens die skrifte, was dit die Nuwe Testament kerk wat in sy bloed was. Wat is my bloed? Die bloed van die Nuwe Testament wat uitgestort word, te vergifnis van baie sondes. En toe kom die Nuwe Testament kerk waaruit, uit sy sy uit. Diezelfde plek waar God die eerste Adam se vrou uitgehaal het, uit sy sy uit.
kom die Romeinse soldaat en hy steek die spies in Jesus se sy. En sy bereik ek en jy. En hy kyk na hy sê, dit is my kind. Hulle wat hierdie hek sal gaan, sal my kinders wees. Ek wil net hierdie paar genoem, 3 manne gaan kruis toe. Die een man sterf as gevolg van sonde, die ander man sterf in sonde, maar die hek sterf vir sonde. Hy sterf vir sonde. So sterf die tweede Adam aan die kruis. Vir sy vrou, en die tweede Adam was onskuldig aan haar sonde. Hy sterf vir jaloesie, hy sterf vir leed, hy sterf vir hoogmoed. Hy sterf vir vraatsig, welis, en hy sterf vir geestelike dinge, maar ook vir karakter dinge. Jesus roep aan die kruis, Eli, Eli, lama, sabachthani. Dis my God, waarom het U my verlaat? Ek is die hek. Die hek het aan die kruis gehang. En die hek sê, waarom het U my verlaat? En die voorhangsel van die tempel skeer, die tweede ding. Die hek skeer, sodat ons kan toegang kry. Julle weet het, direct na God die Vader. En dan Boeta van sy ma sê daar by die huis, hy sê, ma, so snaaks. Toe Maria Magdalena hom gaan soek het, toe is die rots en die heuning weg uit die graf uitgekom. Hy het uit die graf uitgekom, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan. Ons voor die Here, wie ons was, man, kom 12 skape, en ons agter die Here, wie ons nou is. Voor die Here is het verlore, en ook nie in God se wil nie. Nie elke vir my sê, Here, Here. Baie mense, baie mense. Baie mense dink hulle is deur die Here, maar hulle nooit deur die Here, werklik deur die Here gegaan. Ek wil amper vir jou sê, jy kan met jou mond in jou hart glo dat die siel van God is. Jy moet jou mond in wil hê, dan sal jy gered word. Maar weet jy wat? Het is so goed jou om in die hek hierdie voorpunt, maar jy is nie regtig binne nie. Jy sal wel gered word, maar jy geen voordeel op die aarde nie. Sekere mense kry karakters, ander mense bly karakters. Nou sê die woord van die Here, was jy toch maar koud of was jy toch maar warm, maar omdat jy nou is, sal ek jou met my mond uitsoek. Baie mense is hier, dan wil die Here dien, dan wil die Here, en dan sê jy, raar hierdie kant, en so karrig en ander, dan wil die Here proe, kom aan. En so gaan hulle aan, was jy maar nou, was jy maar warm, en nou jy koud is, agter die hek is jy gered, en dan wacht nog een lang pad vir jou. Agter die hek is jy gered, maar dan wacht nog een lang pad van trane en pijn en smart en siekte en vloek en skel en sleg gesê word en dat gependelbied word. Dan wacht nog een lang pad vir jou agter die hek. Jy gaan nog baie trane agter die hek jou, tussen die hek en die rots. Hier leer ons agter die hek hoe om jou geloof te hou. Hierdie mense in Diskap het nie geloof nie, die wêreld het nie geloof in God nie. Daar leer jy wat dit is om te suffer. Ek is gered,
Here, maar hoekom doen ek al die slegte goed? Want jou stinkasem karakter, François, is saam met jou. Ek is gered deur die bloed. Maar hy sal maar nie, jy sien ons probleem is, ek is gered, maar ek voel toch my vrou. Ek is gered, maar ja man, dit gaan hom nog rop verstaan nie. Maar ek is 'n kind van die Here. Ek kan my karakter. Luister, jou karakter, jou attitude, jou standhouding, gaan saam met jou Here. Die dag as jy Jesus Christus aanneem, die volgende dag is jy nie 'n engeltjie. Jy's nog self die spoedbek wat jy gister was. Of is ek verkeerd? Oké, nee. Ek neem Jesus aan vandag, vergeet my sonde Vader. Dankie vir die gebed. Now my angel. Now my angel. I can do nothing wrong. But you want to say, hey, hoe kan ek jy so, jy praat nie so met wie dink jy? Ek sê die Here gaan niks doen, jou stuk as nou nie my. Try kind by jou kom ek vir sê, maar sy geduld is op. Maas op die hek, man was nou selfbeheersing toepas. Mama was nou die hek nie, mama was nou kan. En jy stap op pad met die Here en ewe skielik kom daar gedagte in jou kop op, 'n vuil gedagte. Waar kry ek nou weg? Maar ek is op my pad hemel toe. Ek is op my pad hemel toe. Maar die praat hier so van vloek op jou. Maar ek is op my pad hemel. Jy sien, daar is ons probleem. Ons ken alles wat die woord ons offer, al die mooi goed. Alles wat rekken is. Net nie vir my iets sê wat ek nie kan hou nie. Ek is my company card nie kan pak. Dis hier swart dolsie, maar my licht is vandag, weet jy sien. Halleluja. En ons kom in naartoe en ons voel, Here, ek voel ergens, ek kort iets, dat is iets in my, wat ek soop, Here. Ek soop iets, Here. Ek wil gewoon dit vir hierdie wys. Wat gee die Here alles vir ons agter die hek? Ek wil hom hier naartoe bring. Wat gee die Here alles vir ons? Morgen gaan ons agter die hekkies skroef, vanavond al 'n paar keer. Morgen gaan die geheil word agter die hekkies. Want die Here sê, dis tyd, dat sekere goed so kop afgekap moet word en hierdie hekkie gegooi word. Dat is goed met die huisves, wat my eer soek, en ek soek het nie saam met hierdie hekkie nie. Die naweek, ja, Here, ek dien al 20 jaar, dit is reg. Die mense sê wat sy harte skoon is, maar die Here het vir my gesê, Fransjo, dat is goed wat moet waai. Dat is goed wat moet waai. Jy is 'n kind van God, maar dat is goed wat moet waai. Ek huisves nie aan ander ding, so ek sê jaloers op God. Ek huisves nie ander goed saam doen nie. Ek praat nie van hierdie goed, ons almal raak kwaad. En die woord van die Here sê, dat hy wat sê sonder sonde is in lewe. Ons almal het sonde. Ek praat nie van goed wat jy huisves, wat die eer van God steel. Die Here vanaand op hierdie kerk neerkom en sê, ek het jou in die holte van my hand. En niks en niemand sal die holte van my hand indruk nie. Maar ek is die hek wat op Golgotha geskreeu het, Eli. My God, waarom het jy my verlaat? Ek is die hek wat opstaan. Ek gaan nie 'n slot in hierdie hek sit nie. Want ek gaan jy met jy instap met jou vrye wil. Ek gaan jy nie open toesluit nie. Jy kan nie instap uit jou vrye wil uit. Maar is ook jou keuse om te loop as jy wil. Want ek gaan nie 'n klomp pappels onderstreep vir my wat nie vriend. Imagine die Here is vanaand gespeel. Soos 'n klomp pappels op 'n streep. Nee. Die hek is oop. Ek het vir jou gedoen. En jy is deur my hek. En hier binne is voordele,
Heel eers sê hy, Johannes 3 vers 16, sy seun gee vir ons wat hier binne. Daar's 'n nuwe hemel wat op ons wag. Sy konstante teenwoordigheid. Hierdie mense ken nie God se, hierdie die Hindu, die Christen, die Dina, hulle ken nie niks van God nie, hulle ken nie God se teenwoordigheid nie. Hier, agter die hek, die God van vrede. Hier is nie vrede nie. Hy sê, my vrede sal ek gee, nie die vrede van hierdie wêreld. Hierdie wêreld het nie vrede nie. Hierdie wêreld word nie geweer en die dan vrede met boeter en hulle wil skiet en hulle wil doodmaak en trap en hulle wil oorlog goed. Hulle ken nie God se vrede nie. Die wat op die Here wag. Kry nuwe krag. Julle sal opvaar met vleuels en soos arende. Daar sit my aan, soos arende sal jy vlieg. Niks sal ek nie, soos arende sal ek vlieg. Nie soos 'n hoender. Help ons, ek is 'n kind van God, maar ek moet kom soos 'n hoender. Van die oggend tot die aand. Terwyl die Here sê, jy is soos op arende sterker. Kom. Luister wat sê, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandeling word nie mat nie. Want jy in die presence, jy kan net omdraai. As jy moeg word, soos 'n bees, dan laat jy die ene van die rots af. En jy sê, Here, ek hardloop in die voetspore van my God. Ek loop nie sideways nie. Ek loop nie backwards nie. Ek loop agter die voete van Jesus aan. Karretjie is nog na 15 mense. Ek mag dit. Alright. Hey! Seker die mooiste teksvers in die Bybel. Hy wat in die skuilplek is van die allerhoogste sind. Agter die hek met die rots, onder die arend, onder sy bloed, sal die skade weer van die Almagtige wees. Want ek skuil net by U, ek skuil net by U, die rots, oor rots, sê, van die eeuwe, ek kan nie skuil, want ek skuil net by U, ek skuil net by U, oor rots van die eeuw, ek skuil net by U. Luister julle, hoekom ek hierdie woord so eenvoudig maak? Ek wil hierdie kindertjies wat dit ook kan verstaan. Is dit alright met julle? Ek gaan nou verduidelik, ons hoef nie elke een karretjie te hê nie. Want net as die mense, hey, môre is die Facebook vol kerel, lang ding, hy en die sting asem. Hy maar dan wil kom twak. Hy sal jou denk, Psalm 91 met sy vlerke, onder sy vleuels sal jy skei. Hy sal sy wat? Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op jou weer. Jy is gecover. Die wat hom lief het, die agter die hek, sal hy voed met heuning uit die rots. Dis die thema teksvers vir die naweek. Ek wou julle gevoed het, maar julle het my nie reg lief nie. Maar julle wat my lief het, sal ek voed met heuning uit die rots. Hy laat
stok. Hy laat my neerlê in groen weihou. As die diepte droog is, dan wandel jy met God na groen weiveld. Daar lê jy neer onder Psalm 91 in die lig van Christus met sy engele as my beskerming, met die rots agter die hek. En dan gaan ek deur 'n dal van doodskade weer. Ek sal geen my beker oorheer. Hy gee vir ons die volgende wat. Hy gee vir ons die Heilige Gees as 'n trooster. En hy self is die leeu in die stam van hom. En jy dink, ek gaan dit nou weer noem vir die klein kindertjies. En jy dink as jy daar loop, dis al die goed wat elke dag oor jou waak. Hier is 'n voorstelling, ek gaan nou vir julle sê. Hier is 'n simbolies. As jy daar stap, as Hester Beek is en dan opstap, sy stap nie verby nie. Dan sê ons daar stap sy onder die beskerming van Psalm 91. Engele omring vir Hester Beek is. Die Heilige Gees by haar. Sy stap agter die hek aan. Hoor, dis simbolies hierdie gaan nou vir julle wys. En dan sê hy verder, en julle sal krag ontvang van die Heilige Gees. En as jy sien as God se Heilige Gees oor jou kom, sy op sy getuie op wees, dan begin jy dinge so wiele te hardloop. Dan begin jou voete los en jy begin seën van die Here te wen. My bloed, as die bloed wat uitgestort is. As nergens 'n teks in die Bybel wat sê, God cover you with his blood nie. Ek het gaan opsoek, as nie 'n teks wat sê, hy sê, maar sy bloed reinig en was ons van alles. As daar ander teks is wat beter hier of missie. Kyk wat het ons alles agter die hek. Die rots, die Gees, alles tot vergifnis van sonde. Wat het ons nog agter die hek? Hier het jy nie die wapenrusting van God af nie. Maar as jy hier instap, krijg jy die wapenrusting van God af. Ons kan in Efesiërs sê, daar is nie, ek kan nie ophou nie. Jy kost nie in print. As jy daar stap, is jy gecover vir goed. Hy doop ons, was eers hier buiten. En toe hy ons doop, toe stap ons. My hart van die Here gee, ek doop en ek sê binne. Ek is hier binnenkant. Die ou mens is afgewas, ek is 'n nuwe skepsel. Jy sê 'n ou skepsel is hier binne, is nie, jy is 'n nuwe skepsel. En die ou dinge begrawe. Kyk jy die voordele. En aan alles wat God se woord ons skenk, is daar nog steeds mense wat by die hek verby hardloop. Hoeveel mense praat julle meer op julle lewenspad wat nie die hek wil hê. Die ongelowiges, die sataniste, die valse gelowe, en dan hoor jy die goed met haar kom by die hek. Wat jy ook al doen, en die lewe aan jou doen, sê ek is gered. Sê vir jouself, ek is 'n bekeerde, ek is 'n kind van God, en ek kom wat wil, ek sal my beste gee. Sê dit. Sal agter my. Okay, daar's geen krag in hierdie dingetjie. Is geen krag in hierdie dingetjie nie. Soos dat ook nie krag in salf oor is nie. As iemand jou salf met salf, as geen krag in salf oor is, symbolies. Verwys in die Ou Testament in die Gees van die Here. Hier is symbolies. Dis metafories. Dis 'n sinnebeelde hierdie. Dis 'n plaatsvervanging. Dis wat hierdie dingetjie is. Jy het God oor jou, op jou, by jou, langs jou, in jou, whatever jy kan sien, is die Here by jou, man. Hierdie is 'n simboliek. Kindertjies, pas aan die kinders, kom kinders voor. Aan die kinders. Go, come on man, don't let me talk too much. Waar is al die prentjies? Ek is nie meer 'n kind hier. Kom vra so net vir 'n mooi verbyte, kom. Staan julle almal hier, staan julle almal hier. Luister net hoe Frans sê. Dat jy nie verkeerd verstaan nie. Luister net hoe Frans sê. Kom. Man, as ek 'n Sondagskool te gee.
1, 2, 3. Verstaan vir Jesus. Hier was in 'n verskop. Verstaan vir Jesus. Verstaan vir Jesus. Verstaan vir Jesus. So, Many people in prayer come to be sad. Verstaan vir Jesus. Voorgemaak het, verstaan julle wat ons sê. Hierdie goed wat hier is, Jesus sê, hy is die hek, ons moet die hek gaan om toe. Sy engele pas ons op, die aarde is oor ons, sy bloed was ons. Al hierdie goeders, nee. As jy daar loop, daar is al hierdie goed om jou. Sy beskerming, nie rechte kry nie, dis net 'n voorstel. As jy daar loop, dan sê daar stap my kind. Gee die engele 'n opdrag om haar te beskerm. Sy sê, Jesus gee daar in die stap in die skool, wherever you go, his blessings are upon you. Verstaan? Okay. Gaan sit, genoeg vir julle. Dis te pragtig. Alright. Onder sy vleuels sal hy skryf. Ons sal 'n bietjie môre kyk, want ons sal nog 'n bietjie aangaan. Van hierdie dinge wat ek hiervan praat, is om jou. Van dit is in jou. En van hierdie dinge is by jou. Jou gebroke kruik, dis waar jou lig deurskyn. Die woord van God, kon ek het vergeet om my ding hier te bring, die Bybel en dit lê. Van die woord van God, jy is onder die woord van die Here. Jy het die saad in jou hand om die oesting te bring. Die bloed van die Here is daar. En die vuur van God brand in jou. Kyk al hierdie voordele wat ons het. Van hierdie goed is in ons, van dit is om ons. Ek sal my engele aangaande jou bevel gee, om jou te beskerm. Waarever jy gaan, kan jy sien hoe kom ek hierdie ou karretjie gaan maak, dat ons in ons koppe, in my koppe, kan ek het in my geestesoog sien ek het, daar waar ek stap, daar waar jy beweeg, is al hierdie goeders van God om jou. Hier begin ons met die boodskap. Wat wil ek demonstreer met die hokkie? Eindelik. So sal elkeen van ons dan vir homself moet rekenskap gee. Hierdie hokkie kan jy nie iemand saam met jou by invul nie. Hierdie hokkie is net jou hokkie. Jy kan nie vir daddy en vir mama saam met jou hokkie invul nie. Hulle moet hulle eie hokkie kry. Hierdie hokkie kan jy nie iemand by intrek nie. Hierdie hokkie is jou hokkie. God jou stap. Hy gee sy engele aan geld, aan garde, 'n klomp ander wat in die dorp saam met jou werk nie. Hy gee die engele aangaande jou bevel. Elkeen van ons in sy eie hokkie. Jy in jou hokkie. Want ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het
of dit wat was, goed of kwaad. Die eerste van alles is, jy gaan hier binne, goed en kwaad. Ons dink soms dat die Here sien ons nie, wat ons doen nie. Jy is agter die hek, in die rots. Engele is om jou. Jy sweef soos 'n arend. Jy gaan hier foute maak. Baie. Want as sy bloed hier af was, dan kan ons nie. Sy bloed reinig ons van ons. Ek het nog net so 2 ouens as hier in gestap, ek hoor het nooit in die lewensfoute maak. Hulle sê dit ook so. So is nie uitdaai nie. Kan nie iets verder met julle. Een lichaam wat baie lewe het, luister gou mooi. As dit net oor jou gaan, vergeet dit. Die boeg kan nie vir die hand sê, ek het nie nodig nie. Jy werk saam met ander boekies. Sien die prentjie dan. Hier kan nou vanavond, eindelijk, moes ons elke nou vanavond in so hokkie gesê, kan jy dink wat sy chaos al in die plek, ek soos omstamp kan jy. En ons allemaal hard op die ronde, ek skeel. En ek hard op die ronde, ek voel, Bart, kom hier, en jy kom Bart met so hokkie. En jy kom connect die nou, pak, stamp met so hokkie tegen. Hy is onder sy eie beskerming. En hy sê, Bart, wie wat, help my bykie. En hy bid vir my in my hokkie. Maar kan nie hierdie hek oppak en vir Bart hier inmooi nie. Want as Bart met sy hokkie verder ry, en ek gaan allemaal met twakkie binnen, is nie Bart sy probleem nie. As jy hoor wat ek sê. Maar die oog kan nie vir die hand sê, ons hokkies, ons allemaal wat vanavond onder die beskerming van die Almagtige stap. Ons allemaal wat stap onder die vleuels van die arend, onder die engele, onder die bloed, het mekaar nodig. Maar elke gaan rekenskap gee. Oor sy eie doen en late binne in jou spiritual. Binne in jou spiritual hokkie. Jy bekeer en jy gee jou hart vir Jesus. En die eerste van alles is, jou karakter stap saam met jou. Jy stap in en jy het nog steeds vleeslike dinge en karaktereienskap. Ek sien binne maar ek is nog steeds afgunstig oor wat jy en Abing doen en ek kan dit nie doen nie. Ek het hierdie hek gekoop, ek is gered. Ek is onder my spiritual hokkie. Maar ek bring vyandskap in die kerk. Ek steek ander om die kerk te verlaat. Maar ek is in die hokkie. Onder Psalm 91. Deur die dal van doodskade by die rots en by die hemel en by alles. Maar ek doen nog hierdie vleesgoedes. Jou man of jou vrou se karakter wat ook die Here ken, besoek ook agter sy of haar hek. Jy is in jou hekkie en jou man is in sy hokkie. Nee, jou man is in sy eie spiritual hokkie. En hy skel jou vanuit sy hokkie af na jou hokkie toe. Jy is altijd net hokkies weg. Ja, maar jou hok is net so groot. Dis hoe sit in ons hokkies van. Ja, jy sê dit, maar ek sê vir jou dit. As jy dit verder doen, dan vat ek my goed in die loop, man.
Sondag kerk nie. Ons kan nie hierdie huis op die kere gaan. Dis soos in die hokkies gaan. Ja, maar jy doen dit. Jy is soos jou ou ma, man. Kan jy bekend daar heen? Die huwelik is 'n groot uitdaging. Want ek is onder die engele, ek is onder die bloed, sy lig skyn op my, Psalm 91 is oor my, ek is sy wil, maar jy vertel my nie wat om te doen nie. Ek is 'n man van God. Hi, papa, jy gehoor, kom bring jou uit gou nader. Papa, jy hoor, die bure. Jy sal nie glo. Jy sal nie glo dat jy by die bure aangaan nie. Vertel my bietjie, my vrou, wat het gebeur met die bure? Jy sien, ons is in ons hokkies. Ons het al die bene van ons. Alles. Die gees, die gawes, die salwing in sy wil. Ons het alles by ons. Maar ons is nog steeds met dinge besig wat nie God se hart gelukkig maak. Sê een van die hardste teksters in die Bybel. Laat hy julle manier van dink verander. Want as Rosetta na hokkie sit en Mother Mama quote. Julle kom huis toe gaan. Sy sommer die geld daar voor die til neer. Kom maar ek aan die klap, dames en heren, ek staan hier bekend. Die voorop. Allemaal kinderen. Nou, ja, maar ek het veel gesê, sê vir hom, wat gaat nou met jou aan my vrou? Kyk rond. Sê die woord van die Here dan nie. Neem elke gedagte gevangen. Hoekom skry jy my nie? Ek wil, maar ek gaan nie. Was my hek. Jy sien naast my lippe op hierdie hek. Die Bybel sê, sit 'n hek voor jou, sit 'n wag voor jou mond. Gerritjie Soeter sê, sit 'n hek voor jou bed. Maar jy moet ook, ek swaai op toe. Ek het vermelde gesê, ons gaan sirkus hou hierdie naweek. Boswil Wilkie kan nie bykom nie. Ons hou sirkus vir Jesus, sirkus. Ek neem elke gedagte gevangene. Ek gaan nergens gaan die hoekom nie, want jy is onder die bloed. Die gees van God is my. My ligte skyn. Pas op, as die ligte begin stof en maak ek dood. Sien dan. Dit lyk nie mooi as die ligte hier afsit. Sien dan. Sonde bring 'n skyn. En die vyand sal graag hierdie hek wil oopbreek. Hoekom sê jy niks nie, my vrou? Ek het nog nie gedagte gekry om iets te sê. My gedagtes rus nog. Ek moet nog eers dink wat ek vir jou kan sê. Want as ek vir jou sê wat ek vir jou wil sê, gaan dit lede bly. Ek wil vir jou
sleg sê, maar gaan nie sleg sê nie. Hoekom nie? Want ek het die gedagte gevangene geneem tot gehoorsaamheid op God se woord. Ek sal dit nie doen nie, want ek sal dit nie doen. Ek wil nie my buks verloor nie. Ek wil nie my kamp nie kan terugvat nie. Ek like my kamp nie kan. Ek ry my kamp nie kan. God het my onder die beskerming geplaas. Ek sal eerder niks sê nie. Ek kyk jou eerder in my hokkie. Luister julle, ons stap in die huisie in, Godse spiritual, is 'n spiritual voorstelling. Daar wie staan sy Here, voorkant vir die iedere wag. Nie Here, dat jy die gedagte nou gevangene neem. Want as ek nou iets gaan sê, as ek besig om goed te sê, wat nie van die Heer versneer. As ek nou gaan praat, Here, gaan ek met my vlees uitpraat. En nie in die gees. Sê wie, ek het nog vir verbuiging soos jy nie. Sê, Here, ek in my hokkie en ek brand so, en sê die Here, nee, ek sal jou recht in my hokkie, want ek is bezig om jou karakter te vorm. Want toe jy groot geword in die huis, is jy gevloek as 'n klein seentjie, en jy sleg gesê, en jy nooit geweet wat het is om mooi gepraat te word. En nou is jy 'n groot vrou, en jy verwag 'n man wat vir omgee, maar Danny het hom niet gevoel. Danny het hom net sleg gesê. En voor hom omdreed, dat doen nie wat in sy huis gedoen het. En jy staan in jou hokkie, en jy voel jy met al die goed om, maar ek voel so wannerig. Ek voel so eensaam, Here. Ek voel so alleen. Ek voel so weggestoot, Here. Dit voel vir my, ek staan alleen. God sê vanavond vir jou, jy staan nie alleen nie. Al die goed is mooi. Moet net nie praat. As God nie sê, jy moet nie praat. Dit is soms hard, soms met jou vertand. Soms met jy dit toegeluid. Heer, ek sal nie doen. En dan die jou gedagtes. Jy hoef nie meer te wel, as jy sê, Heer, ek nou dat die ding wat nou van Frans so beheer gevat het. Heer, dat hy ding tot orde sal kom, ek command hom in die naam van Jesus Christus. Daar is 'n prys vir jou betaal om agter die hek te gaan. Jy het 'n prys betaal. Jy het 'n prys betaal, die opofferings gemaak. Jy het op nie gebuig. Wêreld wat vir jou gelag toe jy gesê het, ek gaan hier die hek stap. Jy het 'n prys betaal. Jy is nie cheap agter nie. Jy is nie cheap agter nie. Jy is in God se works. You are in the perfect will of God. You are in the perfect will of God. Jy kan in die loop uit God se wil uitgaan. En ons gaan oor praat. Wat gebeur as jy hier binnekant met jou treats begin? Ons begin hier binne met ons treats. En die Here sê hier binne sal ek jou breek. Ek sal jou breek. Want dan moet een onthou. Hy sê wat in die hek gestap het. En die hek moet makkelijk wegstap. Dit is soos 'n hond wat sy eie kots gaan oplek. Gaan vir julle môre wys, vanaand of môre sal ek kom, hoeveel mense in die agter geval. Jy het al vanaand laat en sê, Here, ek het 'n paar keer onder hierdie spiritual blessings wat oor my gegee het geval. Baie goed te doen, Here, ek het geval het. Jy doen dit, jy doen dat. Dan word ons lewens oorlaai met sekere mense wat karakters het. Sekere mense wat karakter kry en ander mense wat karakters het. Luister baie mooi. Daar is baie agter die hek en baie voor die hek. En die eerste van alles, jou karakter deel met al die karakters. Jy vra nie daarvoor nie.
tot jou kinders se karakters verskil van jou karakter. Jou skoonfamilie, jou eie familie. En jy deel onder al die blessings wat God vir jou gegee het. Deel jy net met jou eie issues nie. Is ek reg is dit? Jy deel nou met 'n klomp ander se issues. Dis waarom jy betekent net moet sê. Be still as that I am God. Be still and know that oh, it's good. Be still and know that be still that maak jy nou buite wat jy wil. Be and know that your episode. Spiritual, daar waar niemand jou sien, daar by die werk, waar jy stap, daar by die huis, as die hel ons week. Terwyl jy so in die stilte van God kom, dan begin jy die psalms en woord oor jou te spreek. Hy wat skuil in die skuilplek van die Allerhoogste, sal vertoef, ek vertoef nou, onder die beskerming van die Almagtige. Dankie Here dat jy die engele nou gee om ons te beskerm. En jy spreek, Here, ek bind elke karakter wat in my lewe wil verwoestig sal, bind en nou in Jesus. Vader, ek roep uit, die bloed is by my, die bloed is daar, Here. Ek is hier, Here, ek hap van die heuning. Ek lek aan die heuning van die rots, Here. Ek maak my lichaam soet. Ek voel die godheid. Dis nie altyd makkelijk nie. It's not easy. It's not easy. Ons dink soms is makkelijk om kind van God te wees. Kom ek jou sê, net hulle wat vashou tot die einde toe en volhard sal die wendpaal volhard. Ek wil nie so 1 of 2 nog gaan, ons sal môre lekker. Die Here het my nog 'n paar goedjies gewys. So dit gaan nie met mense waarmee jy deel wat betref jou karakter, jy deel ook ander mense in jou lewe se karakters ook. So baie ander mense wie betrokke in jou lewe se probleme word ook betrokke. En ja, God sê, nie jou probleem my probleem. Maar wat maak jy as ek jou kind is? Wat maak jy as jou kind dwelms gebring? O, dis nie my probleem nie. Jy kan nie wegjaag nie. Dis nou jou probleem ook. Nou moet jy met karaktereienskap is, jy stoei self met eie ding in jou lewe. Jy stoei dat met finansies, jy stoei dat met die huwelik, jy stoei dat met goed jou vashou. Nou stoei jy nog met die goed ook. Pas op vir ander karakters. Pas op wie jy jou binnekringe toelaat. Pas op daarvoor julle. Jou denken word oorval. Want hy het ook gepraat oor die before 5, die pre-5 mind en die post-5 mind as kind. Ons gedagtes, daar goedjies wat in jou gedagtes oorlaai word as jy kind is. Jy deel met mense se karaktereienskappe wat nog nooit verander toe hulle klein was nie. And anything learned by the child before 5 become a behavior of life.
Wetenskaplik sê alles wat die kind voor 5 leer, sal 'n permanente invloed op jou lewens hê, tensy die bloed van die lam jou was en hierdie hek gaan, kan jy verander. Papa gaan hierdie hek, my kinders gaan hierdie hek, die deur staan oop, dan die dood dat ons keer gesê, die ark se deur, hy moes nie daartoe buite gesit het nie, maar hy gesê die ark se deur staan oop, gaan in. Jy het by hier geabuse, toe ek klein was, voor 5, en nou is ek getrouwd, en ek kry nie aansluiting nie, dis waarom ons nou die herwien, koubien, herwien, doorloop, en brandhoud. Want al wat hulle kan doen, om emotioneel sterk te voel, gryp hulle na die bottel. Jou karakter, jou denken, jou mind, wat jy al doen, wat jy al hoor en sien. Romeine 12 vers 2 sê, dit doen iets aan jou kop. Die Bybel kan nie voor jy hek wees nie. Romeine 12 vers 2 sê, die Bybel moet hier in jou. Want die Bybel verander jou karakter. Die manier waarop jy dink. Die Bybel verander jou karakter. Hy sê, van hierdie wêreld gaan hy vormig word nie. Maar dat jy gaan het ook vormig word, hoeveel word dit? Die lees van God se woord verander jou karakter. Ek is nou moeg. Voor die hek het sy verby die lewe nie. Jesus sê van Johannes 8 vers 44, hy sê van julle die duiwel as vader, julle doen sy begeertes. Daar is geen waarheid om nie, as hy praat hy leemtaal. Kan ek vandag vir sê, 'n sondaar raak buite, die duiwel nie probleme toe. Hoekom nie? Wat hy het? Waarom moet hom geplaas wees, ek het jou in jou, hy het jou. Wie wanneer begin jou probleme? Wie begin jou probleme agterhek? Saul se storie is om een van die erstes in die Bybel. Daar is nie vir my erger storie, 1 Samuel 10. En Saul profeteer saam met die profete seuns. Onthou julle daar, toe ons al daar by Rachel se graf verby is, en die profeet sê van gaan saam met die profete seuns gaan profeteer daar. En Saul profeteer is agter die hek. En Saul gaan vrag is. Hy ruim sy geloof. En hy gaan hoor by heks wat om te doen. So met ander woorde. As jy die hek verlaat, en jy word 'n Hindoe, of 'n Satanis, of 'n Moslim, hoor dit vanaand baie mooi. Dan stap jy weg van die hek af. Sou dit gekies om eerder by jy hekstraat te kry, as by God. Ek gaan môre na 'n paar goed kyk. Dawid gaan binne. En die man wat Psalm 23 geskryf het, die man wat Goliat verslaan het, wat in oorspel geval het en moord gepleeg het, hy sê, Here, ek het verkeerd gedoen, maar ek bly agter die hek. Waar het Dawid sy fout gelê? Die Bybel noem dan 'n man op God se hart. Toe hy klein seentjie was, sy ouers hom verwerp. Isaai het hom gegee om nie. En julle weet dit. Die profeet hulle self vra as daar nog enetjie oor wat ons al. Ja, enetjie tussen die skaap. Enetjie in die Psalm wat hy sê, ek het alles gedoen in my familie het hulle reg op my gedraai. So waar Dawid so swak plek gelê in sy karakter. En Dawid val agter die hek. Hier.
Dis hier. Dis hier. Van jou knieën moet buig. Sien julle hier? Sien julle my kniekop? Dis hulle. David die kind is dood. Uria is dood en die kind is nou dood. En David loop sy aangesig. Waar? Hy het nie sy rug op God gedraai nie. Hy is agter sy hek. Hy het gesê, dan gaan ek deur 'n dal van doodskade. Ek sal nie vrees nie, want U is by my. U berei vir my 'n tafel teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet oor die kyk die olie die hemel, beskerm van die almagtige. Psalm 91. Here, ek skuil in die skuilplek van die Allerhoogste. Here, ek het fout gemaak. Help my, Here. Saul stap uit en hy gaan vra raad by 'n ander geloof, by die vyand, Satan. Kan julle sien onder jou spiritual beskerm hoeveel keer moet jy sê, Here, sorry, Here, sorry. Here sê, David staan. Jy het nou lang genoeg gehad. Staan op, David, van jou aangesig af, en in jou nageslag uit, moet my seun Jesus Christus gebore word. Sjoe, ek het so pas oorspel gepleeg en ek het moord gepleeg. Staan op, man! Ek doe sal reg, David. As jy bly lê, kan my seun nie kom. Sien jy? Spiritual. Jou spiritual being. Jimmy Swaggart. Ek 2 keer geval. Raai man het 'n groot inspraak in my lewe gehad toe ek 'n jong seun was. Ek ken hom. Jimmy Swaggart val in die 80er jare. Agter die hekkie. Teleprostituut. Maar hy bly agter die hekkie. Hy vra vergifnis. En 10 jaar daarna toe val hy weer. Agter die hekkie. Maar hy het sy geloof bou. Gou vir ons wat ja, misschien ook nog al kinderlijke voorstellen, maar ek kan jou een ding sê, agter die hek, het Satan sy mes in vir jou. Ek kan jou een ding sê, agter die hek, het Satan sy mes in vir jou. Maar jy het Godse genade. Sy Jesus sê, hy sê, bly in my soos ek in julle bly. Johannes 15 vers 4, sonde agter die hek, as ons sê, ons het nie sonde nie, is daar geen waarheid in ons nie. So met ander woorde, jy gaan nog 'n paar keer in jou lewenspad onder jou spiritual hekkie, jou eer moet laag. Here, ek het gedink ek gaan wag vir my mond se deur in die gedagte, en voor ek hierdie gedagte kon vang, te move vir Here. Ek word geskaad met hierdie gedagte. Vergewe my, Here. Vergewe my. Moet toch weer nie na bly lê vir 3 jaar nie. Vergewe, hy sê as jy vergewe, en ek spas jou sondes vry met my bloed. Moenie vir ewig aan dit terughang nie. Hy sê ek was so met my bloed en vergewe jou. Die duiwel herinner jou môre weer dieselfde sonde, sê vir hom, luister, my kop voel nog ek het die vergifnis gekry nie, maar my hart is ek vergewe, man.
op jy dat jy sal bykom. Hy wat deur die Gees van God gelei word, sal 'n kind van God genoem word. Jy kan nie jou karakter dat rondsteek aan jou lees nie. Kinders van God word deur die Gees gelei en nie deur hulle kop van iemand. Ja, ons. Satan spoeg jou hierdie hek. Hy spoeg. Maar wie, wat is sy probleem? Kan ene met hulle oor die goed praat. Hy sê dit agter jou aan. Wie agter wie sak ek reg aan? Agter Christus aan wat in jou woon. Ek kan môre vir julle 'n boodskap opbreek. Die saaier en die saad. Hy sê die saaier het saad gesaai. Wie is die saaier? Christus. En die saad het op goeie grond geval. Wie is die goeie grond? Ons harte. En niks kan aan die saad doen nie. Wat maak die vyand? Hy kom in die nag terwyl hulle saad toe kom plant en onkruid is in die saad gekom. Want hy wil die saad verdruk het. Hy wil jou laat val, dat Christus in jou sterk. Dis nie daar nie boot af nou goed boot geraak het. Die vyand het al vir Daniël dalk om wat sê. En weet wat, mense vloek over Daniël, dit is nie daar nie. Die vyand was agter Christus en Daniël boot daar. En jy kan niks aan die saad doen nie. Die goeie saad wat die saad gesaai was so goed, dat die vyand kon niks aan doen nie. In die nag, toe hy geslaap, toe kom hy, toe saai hy onkruid. Want wie wat hy gemaak het? Hy wil die waarde van die oes verlaag. Hy kan nie die rechte nie. Hy wil die waarde van die oes verlaag. Hy wil jou waarde verlaag. En as Frans so val, en die wêreld sê, kyk wat sy klam is hy, dan sê dit sê eindelijk hy nie, want as die God wat hy dien, wat in hom wat soek na. So hy spoeg vuur. Hy spoeg vuur. But he cannot touch you. Daar binne kan Here gaan het op baie vergifnis vraag. Baie keer. Voor die hek het Satan jou. Jy glo ander goed so Saul en die heks. Jy glo mense lees, hy is meer gepraat oor wat die huisgenoot se sterre sê. Papa, kan jy huisgenoot so leer oop? Wat sê die sterre? Ek is 'n vark of 'n muis of wat gelyk. Hy kon dit jou nie daar. Ek is 'n krokodil of 'n water, dit is so weet. Kyk daar papa, die ek van jou ek van jaar van tussen Julie en Julie. Jy moet mooi kyk dan. Nee, dis die volgende ene. Wat sê hulle? Oh, dat was slecht dit jy my vrou ons nou 'n pak joh. Die helft van die maar dan trek ons nou. Jy sien, jy gee God prys omdat sy klap te luister. Ja. Het jy geloofpryse gee? Wanneer swak karakter afsmeer, gebeur goed baie vinnig. Toe daad val en oorspel, is nou oor hom gepraat. Kyk wat maak as jy swak karakter, pas op vir swak karakters om. Toe daad val, toe val Absalom. En dieselfde ding wat sy pa geval het, toe val Absalom. Hy slaap saam met sy pa se vyf vir ons op die dag. Daai jare nog 'n keer is jy nie gepraat. Ek kan nie eens met een vrou uit doen, wat nog van twee. Dit is beskryflik gewees. En toe absoluut val, toe gaan Amnon en hy gaan ook eer vir Tamar sy eie halfsussie. Sien die kring van die karaktereienskap vieslik raak. Daar vorm ungodly soul ties. Dis 'n karakter ding. 'n soul ties is nie 'n spiritual thing as well, but it's also 'n karakter thing in it. Die verhaal van Dina, Genesis 4. Dina, Jakob se dogter. En Shechem het haar gekry na 'n moeder en haar sy siel, sê die Bybel, het aan haar verkleef geraak. Dis 'n sielsdimensie ding. Daar's iets in die siel wat daar. Kyk hier so 'n bietjie. Wanneer sterk karakters afsmeer. Oh, yes. Naomi. Haar karakter is so sterk. Toe het sy het mama stop. Skoondogter, min die skoondochters kan jy dit doen. Kyk die sterk karakter. Daar vorm godly soul ties. Oh, as mama, ek
die huis uitkom en mama staan en begin op. En sy kyk vir mama so, dan moet sy sommer sien. Wat dit met my maak het, dis hierdie vrou van God. Ek sien hierdie sterk karakter, hierdie vrou wat al hierdie goed by die huis by mekaar het, hierdie vrou wat sy heel losbreek, dat sy nog steeds afkoppel, want sy weet, haar karakter is gevorm, agter die hek, onder die skadu van die Allerheiligste. Dis hier waar die ligte pas skyn, dis hier waar haar karakter vorm, by die bloed, by die engele wat haar beskerm, haar karakter is sterk. En môre, dan praat sy goed by die skool, en sê hulle, waar wil jy goed, dan sê jy, mama praat so by die huis, dan sê die juffrou, wat die huis, die mama dan vir jou karakter, hoor jy die kind, jy hoor dit, en die kinders se monde, jy hoef eintlik nie self te praat nie, jou kinders praat so met jou, en jou karakter word so herinner, is dit waar uit. All of a sudden, wat ek bly in my hoekie. Wat smeer op jou karakter af? Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie. Hoor wat sê, 1 Tessalonisense 4:7-8, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot daarom hy wat dit verwerk nie die mens nie, maar God ook met sy Heilige Gees vir ons gegee het. Dis 'n sielvlees ding. Ek gaan nou hier so 'n bietjie klaar maak. Maar die doel van die gebod is liefde uit 'n watse hart, uit die Gees uit. En 'n goeie gewete. Gewete kom uit jou karakter uit. En 'n ongeveinsde geloof in die Gees. Nou sê Johannes 1:12 dat jy gesond is en dat dit met jou siel. Waar is jou siel? En dit met jou karakter sal goed gaan. Vader, Seun en Heilige Gees. Ek weet kyk waar trek ek nou, gaan net die laaste, jou karakter gaan, jou in die steek laat of jou karakter, kan jou in die steek laat raak. Spreuke 6:6-19 sê, 'n tong wat lieg, 'n valse getuie, een wat leuns uitstrooi tussen broers. Die eerste van alles is ons doen allerlei goed van agter die hek af. Ek sê nie jy doen allerlei goed nie, dis wat ek sê nie. Ek sê ons doen van hierdie goed. Moenie dwaal nie, slegte gesprekke, bederf goeie sedes. Ewe skielik wankel jou geloof. Jy vra vanaand, Here, kyk al hierdie benefits, hierdie wat jy hier sien, is maar 'n druppel in die emmer, wat God elke dag daar waar jy beweeg, oor jou laat skyn, in jou laat skyn, en om jou laat skyn. Vandag toe jy die laat gery het, toe gee sy engele aangaande jou bevel, omdat jy gevra het. Julle vrouens wat so jaar wat, is jy 120 gery. Nee, maar ek weet, jonger, hier is ek ry 80.
Hier hoe lang vat ons om wind toe kyk, ons vat 3 dae om apping te doen, wat nog van wind toe. As jy 120 gaan, as jy hulle weg, dan sal jy nie ek nee, jy mag nie oor 120 ry nie. Maar jy het vanmiddag het jy na toe gery. Onder die beskerming van die Almagtige. Met die bloed van die lam om jou. Met die Heilige Gees by jou. Psalm 91 oor jou skuil net. Die skadu van die Allerheiligste. Die lig van God wat op jou skyn. En in die kar sit en praat ons sleg vir ander mense. Ek sê nie dis julle nie. Ek praat oor die algemeen. Wat ek sê Rosette, dit is ons mense op sy koppe bedink om werk. Hy mensiekies, dit allemaal pathetiese spul. Here weet, hulle sal het jong, dis allemaal, het jy gesien wat hy nou weer gemaakt het? Nou vertel jy van het, nee man, hy sister by die kerk, jy weet, ek skinder nie eindelijk nie, ek ruil net gebedsversoek uit, ek wil julle maar eindelijk net inlig. Ek wil julle eindelijk maar net inlig, want sister, Sannie gesê daar by die kerk, en dis is ek wil nie eindelijk skinder nie, maar ek wil nie sê, en die Angelic skuil, en my sister my hier, en sister Jannie my hier, en die sister, ja man, come on, moet nie dwaal nie, slegte gesprekke, bederf goeie seens. Het jy gehoor wat hulle gedoen en sê, nee, dat is nie my probleem nie. Dis nie my probleem nie, dis hulle probleem. Kan ons in die kar stil te kry vir boek? Kan ons vir sister Sannie bid, regtig in ons harte uit. Here, dat jy jou beskerm na familie en af alles onder die bloed, Here. Ons gaan môre na 'n paar gevalle kyk. Ek stop hier so, wat sê. Wat so lang 4 uur draai vanaf die hond? Luister, julle moet net een ding onthou. Julle moet net een ding onthou. Toe jy hierdie hart gegryp het, en die Here in die sig gaan af en nie. Die lichte kan nie so lang hulle werk op in die is nou tyd om bed toe te sê Here, ek gaan nou slaap en die ander kom en sê Here, ek gaan nou slaap ek roep jou man daar en sê kom jou karretjie tot die teer by kom vanavond is daar niks anders as nie. Dat sien ons mekaar môre nie. En hy sê dan Here,
En vanaand nie, sê dankie Here, vir nog 'n wonderlike dag. Dankie dat ek vanaand tot die beskerming van die Allerheiligste Here. En as ook daar nie reg is, dan gaan ons hier. As daar nie reg is, dan wag ons nog hier. Maar gaan ons hier. Of het die 23ste of die 24ste is, gaan ons gaan. Ons weet nie wanneer weer, maar ons gaan. Maar Vader, nou dat ek vir U sê, dankie vir nog 'n wonderlike dag. Dankie die Heilige Gees wat nie verlaat nie. Dankie dat ek in die perfekte wil kan wees vanaand. Onder my spiritual covering. Dankie die engele vanaand om hierdie huis is. Nie op die ons stad. Daai Russiese waghonde wat ons het, as die Russie wag hulle vir kos. Dit beteken niks. Daai goed wag net om te vreet, verder beteken hulle niks op pad. Sê Here dat die engele my steun. Die vrede van die Here is agter my. Oor wat sê vleeslike dinge. Wat vleeslike dinge beding is karakterdinge. Maar die wat geestelik is, beding geestelike dinge. Waar sê? Die in worship. Ek moet jou hier storie vertel. Jy sal dit nie hoor. As jy nou die spiesel besien, is 'n grap moet jy hierdie hoor. Dis die grap van die jaar. Jy kan dit nie. My sussie, ek sê vir jou, jy sit. Maak vir ons tee. Nee. Gooi dit op deze. Jy sal in die glo wat ek vandag wil vertel. Luister nie so julle. Om die vanaand dag sê dankie vir die ek. Sê hier dankie my man vanaand. En my kinders. En my huis, allemaal vanaand gekamer is. En hulle spiritual, ons spiritual beskerming. Man, weet jy wat? Partymal as julle vrou so sien staan. Ek is nie 'n siener van Rensburg ook. Maar as ek julle begin so sien loop, dan sien ek in my geestesoog hoe God se beskerming oor jou is. Hoe God se, as jy hoor praat, dan hoor ek hierdie persoon praat uit 'n karakter uit. Hierdie persoon is nie 'n karakter nie. Hierdie persoon het 'n karakter.